Goeienaand dames en here en baie welkom by nog 'n episode van die Wandel in Woord en Waarheid podcast. Goeienaand Steven, is lekker om weer saam met jou te wees. Dis lekker om so gereeld saam met jou te kuier ook deesdae, moet ek ook nogal by sê. Dit is vandag die 23ste September en ja, verder weet ek nie waarom om dit te sê sonder om in die sop te trap nie, moet ek moet ek eintlik ook daaroor sê. Ja, kom ek sê so, jy het nog gesê dis lekker om weer by mekaar te wees, maar is lekker om online te wees saam met jou nou vir 'n slag of twee met die podcast. Ja, ek wil vir jou sê daar's baie dinge, dis nou interessant as jy kommentare kyk en wat in die wêreld aangaan kyk. Ja, ons kan lank gesels vanaand en ek sien baie uit na vanaand se gesels oor hierdie interessante, warm Hmm. en sensitiewe onderwerp. Ja, nee, maar joh, ek dink dit sal baie gemaklik wees. Hulle sê mos altyd die Engelse spreekwoord is hindsight is 2020. Nou, ek dink dit sal bitter gemaklik kan wees vir mense wat hierdie ehm wegraping teorie gepromulgeer het om nooit dit te sê, ja, eintlik al wat ons wou gedoen het is net 'n bewusmakingsveldtog gehad het, want indien dit die doel was om 'n bewusmakingsveldtog te hê, hulle het geslaag in hulle taak. Veral Dani Botha het geslaag in sy taak om 'n bewusmakingsveldtog te hê sodat mense dalk net maar kan wakker skrik indien dit die doel was. Soos ek sê, hindsight is 2020 en dit is baie maklik om Monday morning quarterbacking te doen wat jy dit doen na dit gebeur het, dan sê jy ja, maar eintlik wou dit en wou ek dit en dit en dit gedoen het. So dit het baie mense bewus gemaak van hierdie onderwerp, want daai video's van hom en van ander mense is honderde duisende kere en miljoene kere gekyk. Dit was in die rapport, dit was op RSG, dit was op al wat 'n nuus blad is in Suid-Afrika, was die wegrapingsteorie gewees. En ek dink nie heeltemal dit was net 'n bewusmakingsveld tog gewees nie, soos ons in ons vorige video gebespreek het. Maar ja, nee, ek dink dit het wyd geloop hierdie storie hoor. Ek dink kom ek gaan by jou veilige woorde wat jy altyd gebruik. Kom ons sit so 'n paar ground rules voor ons verder gaan. So vir die mense wat ingeskakel is, wat is ons doel? Hoekom doen ons dit? En ek dink daar's so 'n paar ground rules wat ons moet sit. Ek dink ons praat hierdie goed want mense het vra en daar het onsekerheid gekom. Partykeer sê is dit nou die Here of en party mense blameer die Here as jy nou gaan kyk in die kommentare. Mm. Ek dink ook dit is soms 'n gevaarlike veld om te wees, om daar te gaan kyk, te gaan krap. Nou weer die ander voel weer oor Dani Botha wat nou so uitgespraak het of sprake uitgegee het. Hy moet nou verantwoording doen. En al hierdie dinge, party sê nee, maar sien die wegraping gebeur nie. So ek dink kom ons ground rules kan maak. Ons kan vanaand sê ons glo in die wegraping. Ons stry nie daaroor nie. Die ding waar ons mee by staan is dat die dag en uur weet niemand nie. En ons moet gereed wees vir dit. En dan as ek sê gereed wees vir dit, elke dag moet jy so lewe. Ek dink altyd en ons praat so baie keer agter die skerms, dink aan die rower aan die kruis. Hy het nie van al hierdie teorieë en goed geweet nie. Hy het Christus raak gesien vir wie hy is. En ek dink dit moet ons by eerste bly. Ons moet op Christus fokus en nie die volgelinge nie. Nommer 2 sê ons weer eens ons kraak nie vir Dani af nie. Ongelukkig is hy maar nou 'n gesig, hoor nou mooi, 'n gesig agter die teorie. En daar's so baie mense wat met hierdie teorie gehardloop het, gepromoveer het, al hierdie dinge. En daar's sekere dinge van die teorie wat ons nie mee saamstem nie, soos wat julle kan sien. Hoorie maar Ja. en weer eens ons kan nou gaan. Ons kan nou gaan. Dit kan nou gebeur. Dit kan Ja. môre gebeur. Maar dit gaan nooit wees as gevolg van 'n mens wat dit gesê het nie. En ons wat ek vas by voet by stuk bly staan uit die vorige video uit is dis nie deur iemand gesien voor die tyd dit gaan gebeur nie. Die suiwer rede hoekom dit sal gebeur nou of oormôre of volgende jaar is bloot uit net of daai besluit lê by God en by God alleen en dit is wat ons glo want dit is wat ons woord vir ons sê. Maar laat ons nou nie op dieselfde
goed haarpas wat ons in die vorige video gehad het, net as 'n bietjie aangaan en dit kom by wat jy genoem het by die mense se kommentare en hoekom jy daai ground rules gestel het voor die tyd is, ons het gaan lees die mense se kommentare wat soos jy gesê het 'n gevaarlike ding kan wees, want dit is baie Ja. maklik om agter 'n selfoon of 'n rekenaarskerm weg te kruip, agter 'n gesiglose profiel weg te kruip en goed kwyt te raak op jou keyboard wat jy nie noodwendig in mense se gesigte vir hulle sal sê nie. Die groot ding is die baba word met die badwater uitgegooi. As mense die teorie kritiseer dat die Here met iemand gepraat het dat die wegraping op 'n sekere tyd sal plaasvind, dan sien ander mense dit as dat mens die hele wegraping ontken of sommer die hele geloof ontken, het ek party mense gesien. Die kommentare is: wie is jy om klippe te gooi? Wie is jy om te kritiseer? Net omdat ek nie perfek is nie, beteken nie dat ek alles moet glo wat ander mense wil sê net omdat ek nie perfek is nie. As jy verstaan wat ek bedoel, as jy die klip gooi wat ek vang, as jy die klip vang wat ek gooi daarso. Ek bedoel wat jy verstaan. Ja, jy bedoel wat ek verstaan. Ja, so met ander woorde, net omdat ek glo dat iemand nie sal weet wat net die Vader alleen weet nie, beteken dit nie dat ek glad nie glo nie. En dit is vooral vir my die kommerwekkende kritiek wat ek sien deesdae in kommentaar en in mense se gesprekke op die internet oor hierdie spesifieke dinge is. Ons ontken glad nie dat die Here ons gaan kom haal nie. Al wat ons ontken is dat 'n mens dit gaan weet voor die tyd. En ek dink wat jy nou sê is so waar, want ek sê dit is 'n sensitiewe ding, want ek glo ons as kerk moet opstaan vir die regte waardes. Nou ons kan nou baie oor in diepte gaan hoe ons dit moet doen. Maar as daar 'n valse teorie is of as daar 'n valse lering is, en mense kom met sonde en hulle sê dit is die weg, dan dink ek daar is 'n verantwoordelikheid op die kerk om op te staan en die regte manier te wys. So dis nou die een sy van die kant. Die ander kant is nou ook, nou as jy 'n fout gemaak het, hoe hanteer jy daai persoon wat die fout gemaak het? En ek dink dit is ook 'n soos weer eens 'n sensitiewe area, want baie ouens gaan nou teen hierdie ouens en sê hierdie ouens moet uit die bediening uitgaan, hierdie ouens moet nie weer 'n platform hê om te praat nie. So nou dan wonder ek by myself, hoe sal Christus dit gehanteer het? Dit is net wat by my opkom. Ja, baie mense sê hoekom het hy dit gesê of hoekom het hierdie ouens dit gesê? Nou ek wil nou nie 'n naam koppel nie, maar dit was nie net een persoon nie, daar was baie wat dit gesê het en met hierdie teorie opgekom het. So hoe hanteer ons hulle nou vorentoe? Wat ons met dit saamleef. En ek dink nie alles was sleg geweest nie. Ek dink daar, soos wat jy gesê het, die regte woorde, daar was weer 'n bewuswording van hierdie goed. Hoe sê saak teenoor die Here en waar staan jy? En ek dink dit ook weer wat ons genoem het in die vorige episode is met Charlie Kirk se dood ook. Dit was ook weer 'n bewuswording geweest oor dit. So ja, daar's so baie punte wat ons nou van hier af kan hanteer. So ek dink ook die vraag is, jy as gelowige in hierdie posisie, wat doen jy en hoe benader jy dit en om dit te doen? Ek dink wat die moeilikheid is, en ek dink dit is wat die wêreld, ek wil nie sê seermaak nie, wat die wêreld frustreer, ek dink is 'n beter woord, as jy iets afforceer op ander mense. En ek dink dit is wat die probleem is, veral wat nou hier gebeur het met baie se benadering. Ja, en daar's twee kante aan elke muntstuk soos jy genoem het. En ek wil graag noem juis 'n ding wat Charlie Kirk gesê het. Toe daar 'n persoon met daai wat hy so 'n vraag en antwoord gedoen het op die kampusse, het daar studente om toe gekom en gesê, luister, maar die Jesus self het vir die mense gesê, het vir die fariseërs gesê, hy wat sonder sonde is, moet die eerste klip gooi. En niemand van hulle het 'n klip gegooi nie, een vir een het die klippe op die grond geval. Maar daar's twee kante aan elke muntstuk. Toe gaan hy na die vrou toe en hy sê vir haar, gaan dan heen en sondig nie meer nie. So daar's twee kante aan elke muntstuk. Ja, wie is ek om te oordeel? Ek het ook foute. Ja, maar wie is jy om aan te hou in dieselfde pad as wat jy nou huidiglik stap? So twee kante aan elke muntstuk. Nou terug by die ding wat jy gesê het van hoe hanteer ons dit nou verder? Moet die mense nog 'n platform hê? Wat is die antwoord op daardie ek wil amper sê etiese vraagstuk wat ons nou mee sit? En ek het dit van tevore vir jou gesê en ek bly daarby staan is
En die woord sê dit self dat leraars gaan 'n strenger maatstaf hê waarna hulle geoordeel gaan word. Hmm. Nou gaan ek 'n broer wat struikel uit die gemeente uitskop? Nee, glad nie. Dis glad nie wat moet gebeur nie. Ek bedoel, Hmm. 'n broer wat struikel moet inteendeel nader getrek word. So glad nie uitgeskop word nie. Maar weer eens, is jy 'n broer wat struikel of is jy 'n leraar wat klomp mense laat struikel? En dit voel vir my daar kom redelik 'n groot benarrie vir die mens in op daai stadium. Moet mense 'n mens snoer, moet mense hulle stil maak dat hulle glad nie weer kan praat oor 'n enigsins nie, never mind oor 'n spesifieke onderwerp, maar jy kan ook nie dit sê nie, maar jy kan ook nie sê luister, kom ons los want ons het ook foute, ons struikel ook self, ons het ook foute. Nou los jy die persone laat hulle aangaan soos wat hulle wil en vir mense sê wat hulle wil nie. Ek bedoel, ons het ook 'n pot gooi wat in die publiek is. Mense kyk ook kan ook ons goed kyk en as mense is wat voel dat dit wat ons sê is volgens die woord nie reg nie, is dit op ons eie moet ons op ons eie gaan introspeksie doen oor daardie spesifieke saak en gaan hoor by die Here nou wat se pad vorentoe. En meeste van die tyd ek kan jou sê as jy 'n valse profesie gaan lewer en jy gaan regtig by die Here gaan hoor wat moet ek nou verder doen, gaan die antwoord wees gaan na jou binnekamer toe en moenie meer op die straathoeke staan nie. Is my persoonlike opinie. En ek dink dit is die voorreg van almal om hulle eie opinies op te maak en ek weet daar gaan mense verskil oor hierdie wat ons nou sê en dis reg, jy kan jou opinie opmaak. Ek dink net 'n belangrike ding as ons kyk na die woord. Vir ons wat voorloop, vir ons wat leermeesters wil wees en die Here sê wees versigtig om leermeesters wees. Wat my net baie keer pla veral in die dag en die uur wat ons nou leef, is dat mense vrees nie meer die Here nie. Wat ek daarmee bedoel is dat mense sê en is amper soos met 'n arrogansie wat hulle sê, ja net God kan my judge. Maar dit moet jou vrek bang maak om daai woorde te hoor. Net God kan my oordeel. En weer eens, ja, ons almal het ons foute en goed, maar dit is vir my die mooi. God weet hoe om met almal te werk en wanneer ons almal voor hom gaan staan, gaan hy ons regverdig met liefde behandel. En dit is eintlik maar die antwoord daarop. Soos eendag gaan ons almal dit moet doen, maar ja, dit is maar moeilik. Daar's 'n rede hoekom die Here sê moenie laat een van die kinders van my laat struikel nie. Ons sê dan hang 'n meelsteen om jou nek en gaan spring in die see. So daar's 'n paar erge skrifte wat hy dit doen en Paulus sê vermaan mekaar, maar uit liefde uit. So maar vermaning is nie altyd lekker nie, maar soms is dit nodig. So ja, hierdie kan 'n baie hot topic raak, want party se vermaning is anders as ander mense se vermaning. En dan kan ons die vraag vra, kom ons benader dit op 'n ander oogpunt. Was dit opsetlik dat hulle hierdie goed sê? Was hulle doel om mense te verlei of skade te doen? So jy moet ook dit ondersoek en te kyk. Was dit om iets uit dit uit te kry, roem, rykdom, ons kan daar in diepte gaan. So al hierdie dinge is moeilik om te onderskei, of persoonlik, wat is die storie agter die storie? Want as jy met hom gaan praat of die onderhoude as ons gaan luister van die mense, is hulle so oortuig, dit was die Here. En nou vra ons nou kan ons in diepte gaan. Wanneer weet jy is die Here en wanneer is dit die mens? En ek dink ons kan dit in die woord toets, maar ek dink ook tyd sal wys. En ja, so ek kan nog baie gaan maar. Ja, maar aan die woordtoets is maar voor tyd jou wys. Is stap 1 dat jy dit aan die woord toets. Ons het in ons vorige episode juis gesê dat as jy daardie stelling dat die Here het vir my gesê wanneer die wegraping gaan gebeur, direk dadelik aan die woord gaan toets, dan slaag dit alreeds nie die toets nie. Ja. Dis hoe ons dit bespreek. Dis swart en wit daarso. Die Grieks sê dit, die Afrikaans sê dit, die Engels sê dit. Maak nie saak aan watter standaard van die woord jy dit gaan meet nie, of jy nou wil teruggaan na die Grieks toe waarna dit geskryf was en of jy nou wil in Afrikaans lees, nuwe vertaling, ou vertaling, dit sê dieselfde. So daai toets slaag dit nie.
in my opinie nie. En dan natuurlik is die tyd die een wat tyd sal leer daarna. En jy het 'n punt opgebring van wat is die voorbedagte rade? Wat is die onder die tafel deal, as ek dit so kan stel, van om sulke goed te promoveer, om sulke goeders te sê? En as mens daar, ek beskuldig niemand van niks nie, maar as mens daarna gaan kyk, is daar soveel menslike ehm die voordele, wêreldse voordele wat jy kan kry daaruit om, soos wat ons gesê het heel aan die begin, 'n so wyd verspreide teorie na vore te bring. En en ek weer eens, ons kom van niemand op nie. Ons praat nou oor hierdie realistiese goed en dit sien ons al hoe meer gebeur in die kerk en ek dink nie dit is die laaste nie. As jy gaan kyk van 2012 het hulle gesê is die einde van die wêreld. Daar was tot 'n movie van dit gemaak, weet al hierdie goed. En ek dink dit gaan ook nie die laaste wees nie. Ek dink nou net ook vir my by myself. Veronderstel jy's in tot so ou se posisie. Jy het hierdie teorie aangehaal, jy het hierdie teorie na vore gebring en weer eens, ons glo in die wegraping, maar jy het nou die datum geset en dit het nie gebeur nie. Hoe help ons nou so 'n persoon in nood? Want is dit nou half die onvergeefbare sonde wat hulle nou gedoen het? Weet, so dit is nou weer 'n ander manier om daarna te kyk. So ek probeer nou die hele prent te kyk, om weet van alles. So jy as gelowige wat hier hoor, jy wat nou teen met so, want ek glo daar's ook 'n verantwoordelikheid op ons om teen die goed op te staan, maar ook om so mense te help. So nou kan ons in diepte gaan met die woord wat nou weer sê, okay, pas op vir dwaase mense wat skeiding wil bring. Timoteus sê dit so mooi. So iewerste sal ons moet wegskram, as ek so kan sê, en sê ek doen 'n afstand op dit, en 'n ander keer sal ons sê ons moet hier help, en ek dink dit is waar die Heilige Gees jou moet lei. My persoonlike opinie. Jy sal weet wanneer moet jy wegdoen. En ek dink daar's kere wat die Heilige Gees vir jou reg sal wys, hier kan versoening wees. En ek dink die groot ding is om leerbaar te wees. As daai persoon nie gaan leerbaar wees, ja, dan gaan jy weet jy gaan jou tyd in woorde mors. Eintlik is ek so kan noem. Ja, ek dink ons het al van tevore oor gepraat ook. Ons as gelowiges moet baie keer oppas daarvoor om net te gaan lê. Te gaan lê dat ander gelowiges wat net 'n bietjie van 'n sterker opinie as ons het, dalk oor ons te loop en ons te oortuig van iets anders wat ons nie self van gehoor het by die Heilige Gees, soos wat jy nou sê nie. Daar's 'n miskonsepsie in die wêreld van Christene moet altyd die ander wang draai, en dit kan baie keer Christene as swak uitmaak. As jy verstaan, of sag is eintlik die woord wat ek beter soek. En die perfekte voorbeeld wat ons het, wat Jesus was en is glad nie 'n beeld van 'n swak karakter nie. Dis glad nie die beeld van 'n mens wat gaan lê het, laat hulle oor hom loop terwyl hy op aarde was nie. Aan die einde het hy dit gedoen vir ons. Maar tydens sy bediening op aarde het hy as tiener die fariseërs gaan aanvat oor die skrifte. Hy het nooit teruggestaan vir wat reg was en wat gedoen moet word, net omdat dit die perfekte voorbeeld van liefde en genade is nie. Daar's altyd 'n plek vir alles, soos wat die woord sê. En ek voel nou is daar 'n tyd en 'n plek vir ons as gelowiges om bietjie reguit vrae te vra en bietjie reguit dinge te sê en vir mekaar in die oë te kyk en te sê, luister, net omdat hierdie persoon 'n naam het, of net omdat hierdie persoon ook 'n medebroer in Christus is. Genade is daar, ja, maar reg is reg en verkeerd is verkeerd. En ek moes al baie in my lewe myself in die spieël kyk wat ek van die pad af gedwaal het. Wat mense my gekol het daarop. Vir myself gaan sê het, reg is reg en verkeerd is verkeerd, en ek neem die verkeerde besluite. Ek het die verkeerde besluit geneem. Ek het die verkeerde ding gedoen. En die persoon wat my geroep het op my foute,
is nie die persoon wat verkeerd is nie. Dis nie die persoon wat moet gaan om vergifnis vra nie. Ek is die persoon wat moet gaan om vergifnis vra, want ek het my eie besluite geneem. Hm. Kom ek wil dit net so 'n bietjie draai, 'n bietjie positief maak en dit is wat ek sê van wat ons al genoem het in ons vorige episode en ek wil dit nie weer herhaal nie. Ek dink is 'n bewuswording van hierdie en ek dink baie mense het nuuskierig geword. Om weer die woord te vat en bietjie selfondersoek te doen. Wat vir my lekker was, dit wat ek kon agterkom met die mense wat ek mee te doen gehad het. Nou ander mense kan 'n ander ervaring gehad het, is dat hulle nie meer na 'n prediker of iets geluister nie. Hulle het selfondersoek in die woord gedoen en ek het daarvan baie gehou. Hulle het self die woord gevat en gesê maar dis hoe ek dit sien. Kyk hierso, dan kan hierdie goed mos nie sin maak nie. En dan kan ons weer na die ou bekende skrif toe gaan. My volk gaan teen gronde weens 'n gebrek van kennis. En dit was vir my die mooi uit dit uit. En onthou vir God is niks onmoontlik nie. Vir God het die vermoë om dit wat teen my werk om te draai tot my voordeel. En ek dink ook dieselfde dat hierdie ook 'n positiewe verhaal kan word en dat iets moois weer uit hierdie kan kom. En ja, daar's nog klomp goed wat ons dit sê, maar dit was vir my iets wat ek regtig gesien het onder gelowiges en die hartseer is wat ons gepraat het. Dit moet nie nou skeiding bring nie. Ons moet nou as 'n eenheid opstaan en sê ons staan vir hierdie dinge, ons staan vir dit en ons gaan volhard op hierdie weg. Want kom ons wees eerlik, daar gaan 'n dag kom wanneer die wegrapping gaan plaasvind. Dit gaan 'n dag wees soos nooit tevore nie. Dit gaan nag wees op die aarde. Daai dag gaan een of ander tyd kom. Wanneer dit gaan wees, weet ons nie. Ja, dis 'n baie goeie punt om dit meer positief te draai. Ek dink die pad vorentoe, die praktiese pad vorentoe is om aan te hou daar waar jy nou begin het. Ekskuus. Is om aan te hou daar waar jy nou begin het. Jy het nou begin, jy het teruggaan na die woord toe, jy het vir jouself gaan ondersoek doen. Nou het dinge nie gebeur soos wat mense gesê dit gaan gebeur nie. Moenie nou ophou nie. Kap net aan. Delf dieper in die woord en delf dieper in daai soeke in na antwoorde en na die waarheid toe. En dan weet jy gaan gereed wees as daai dag kom. Want dit is die groot debat wat uitgebreek het nou is, net omdat jy sê dit gaan nie dag en datum gebeur nie, nou ewe skielik sê nie gereed nie. Wat glad nie die waarheid is nie. Ons weet wat ons vereistes is om gereed te wees, te moet wees vir as daai dag kom. En die vereistes wat daar is, word vir jou uiteengesit in die woord uit. En dit is ek het jy's 'n kommentaar gelees wat nogal aanpas by daai wat jy opgebring het van my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis van die vergelyking tussen om melk te drink en om vaste kos te eet. En hoe dieper jy gaan in die woord, hoe meer vaste kos gaan jy eet, hoe meer gaan jy jouself geestelik kan onderhou. In daar soos hierdie, wat dit moeilik raak, wat jy nie noodwendig weet wat die waarheid is, wat nie die waarheid is nie, want hierdie ou sê so en daai ou sê so en hierdie ou sê so en daai ou sê so. Dan weet jy, maar ek is geestelik reeds gevul. Ek het vaste kos geëet. Ek kan eintlik hierdie antwoorde self kry uit die woord uit en natuurlik ook in die binnekamer as ek gaan soek na daai spesifieke antwoorde. Ek hou baie van dit wat jy gesê het en hoe jy dit gestel het. Weet, as jy groei, dan is jy standvastig. Dan val jy nie vir alles nie. En 'n ou wat jonk in Christus is, hardloop nou 'n klomp dinge omdat hulle nie altyd mooi verstaan nie en dit is sag op die oor. Maar dit is, kom ons wees nou eerlik, toe ek hierdie goed gehoor het, is nie asof my geloof geskit was nie. Is nie asof ek nou gesê het, jene, nou moet ek eers Bybel lees of eers bid, glad nie. Was net vir my motivering. Ja, ek weet ons tyd is min. Is net weer bewuswording. Is lekker was vir my laat mense hieroor praat. Wanneer laas het mense dit so ernstig gevat en oor hierdie onderwerp gepraat, self ondersoek gedoen. Ja, wanneer laas was dit so mainstream? Wanneer laas was dit so mainstream? Miskien ek val jou nie rede, maar ja, wanneer laas was dit so mainstream nuus? So eintlik 'n onderwerp wat glad nie in die wêreld van gepraat. Kyk, Christendom, nie Christendom, daai basiese goed word baie oor gepraat in die wêreld, maar die wegraping is so, die Engelse woord is nuanced topic in Christendom self. Ek weet nie, ek dink met die vorige kere wat die wegraping voorspel was die wegraping topic self so mainstream. Ekskuus ek val in die rede.
Ja, en dit was vir my lekker om dit te sien, weer die positief van daar af en mense te draai in. En was vir my lekker ook, nie al die kommentare was sleg nie. Baie van die kommentare ook was, jy kan agterkom is volwassenes in Christus, hoe hulle dit hanteer het en die manier hoe hulle dit benader het. En dit was vir my lekker ook om te sien. Dit jy gaan altyd kry 'n ou wat sy opinie net wil sê en net ek wil sê daai 5 second fame wil hê, ja, Ja. weet om net iets in te kry. Maar daar was vir my lekker om ook te sien hier's mense wat volwasse is in Christus wat hierdie saak goed hanteer en dit goed benader. En dit was vir my die lekker van dit alles, maar weer eens soos ek sê, as jy weet jy is veilig in die Here. Jy weet jy is wedergebore, gewas in die bloed van die lam. Jy streef na heiligmaking. Gaan hierdie dag nie vir jou bekommernis wees nie. Hierdie gaan net vir jou vreesdag wees as jy aan die ander kant is. Mm. En dit was vir my ook lekker om dit te sien uitstaan. Maar ja, dit was lekker dit om dit te hoor en ek dink dit gaan nog 'n tydjie hier nog wees 'n lekker hot topic hierdie persoonlik. Ja. En daar's mense wat altyd spot. Ek het baie grappies en jy het dit ook gesien. Ek dink julle wat ingeskakel is het dit ook gesien wat mense gou Nieu-Seeland bel en sê, luister, is julle nog hier of nie? Al hierdie dinge. Maar ja. Ja, wel, ehm ek het selfs gaan kyk voor ons begin rekorde hoe laat dit op hierdie stadium in Nieu-Seeland is. Want ja, die snaakste vir my was en weer eens dit gat die kritiek of iets, dit was reg vir my snaaks geweest. Was toe die Dani Botha op Potnies was met Isak Du Plessis dink ek, is sy naam. Toe begin hy met 'n grapie. Toe sê hy, hoorie Dani, die mense sê vir my ek moet vinnig met jou praat want dalk is jy weg voor ons gesprek klaar is. So ek dink dis 'n reg Suid-Afrikaanse ding ook, wat 'n positief is altyd is ons kan redelike grap maak en die humor vind in enige ding. En as ek dit weer moet bietjie terugbring na die pessimisties toe is, jy het genoem jy het glad nie jou geloof geskit toe al hierdie teorieë en hierdie beweringe uitgekom het nie. Maar ek dink tog vir baie mense het dit daai stukkie twyfel geskep. Daai klein stukkie twyfel. Al weet ek ken die woord, al weet ek is standvastig, al weet ek waar ek gegrond is, het dit daai klein stukkie twyfel geskep van hoe het ek dit dalk verkeerd? Hoorie, het ek dalk nie die antwoord op die regte plek gaan kry nie. Hoorie, moet ek wag, mis ek iets hierso? Is ek nou ewe skielik kan ek nou nie meer 'n woord van die Here afkry nie. Verstaan? Dit het daai klein stukkie twyfel geskep. Wat natuurlik 'n slegte ding is want soos daai ou gesegde altyd sê, dis nie die berg wat jy klim wat die grootste uitdaging is nie, is die klippie in jou skoen terwyl jy daai berg klim en klein jakkelsies is gewoonlik die wat die oes verniel. So nie om terug te draai na die negatiewe of pessimisties toe nie, maar ek dink tog net in hindsight is dit waarna mense moet kyk wat op die bandwagon geklim het en wat op hierdie trein geklim het is. Was dit die moeite werd om daai stukkie twyfel te skep in mense wat alreeds geglo het in alles wat ons nou van gepraat het, wat klaar gevoel het hulle standvastig en was gegrond geweest. Om realisties te wees, moet ons na al die kante kyk en al die sye kyk. En ja, die vyand kan hierdie gebruik, weet om twyfel te saai, om skeiding te bring. Dit het ons genoem, dit het ons al reeds gesê. Maar ek dink ook ons moet net ook besef, vir my voel dit in die tyd wat ons nou lewe, ons raak so besig met dinge dat ons hoë fokus verlore gaan. En die hoë fokus eintlik deur hierdie alles is jy moet 'n verhouding met die Here Jesus hê. Dis die kern. Uit dit uitvloei daar klomp dinge. Gaan dit oor na disippelskap toe. Maar ek dink besig wat ek net half bekommerd is, dis maar my opinie. Laat ons besig is met so klomp teorieë om dood te maak en te stop en te keer. Ons moet net nie fokus verloor nie en dit is wat al meer en meer gebeur. Weer moet jy gaan kyk met Charlie Kirk se dood. Ekskuus laat ons hom nou opbring, maar dit is ook 'n hot topic.
Jy weet, dan fokus mense ook so oor dit en daai, dan sê ek, dan wonder ek net by myself, ons moet net nie fokus verloor op wat regtig saak maak nie. Dit voel vir my, die mense gaan altyd of te veel hierdie kant toe of te veel ander kant toe. Wat ek daarmee bedoel is, dit voel nou amper dat hulle die persoon nou aanbid in plaas die Here moet aanbid. Mm. Weet, en dit is weer eens ook met die teorie, meer bekommerd is oor die teorie as regtig waar is my stand in die Here. So ja, ek dink ja, ek gaan nou myself herhaal heel aan. Maar okay, maar kom ons bly by daai wat jy gesê het van by die dood van Charlie Kirk, want dit is nou ons volgende episode wat ons nou gaan uitbring. So kyk uit daarvoor as jy belangstel. En ek het 'n baie mooi punt om by te voeg by om nie fokus te verloor nie, wat ons definitief in daai episode gaan bespreek. Maar ek dink ons gaan definitief in gesprek bly oor hierdie, soos dinge aangaan, soos mense uitkom Ja. weer uit liggrotte uit en al daai klas van dinge. En afklim van die dak af weer eens net 'n bietjie humor wat ek bring. Dit was nogal 'n video wat ek gekyk het oor The Great Disappointment in 1844. Is mense het hulle besittings verkoop, hulle het dit vir die wêreld gegee en gesê luister, hier is geld, vir as julle agterbly dan weet julle is daarom reg, julle maar onthou om reg te draai na die regte kant toe as julle hier agterbly, en toe hulle op hulle dakke gaan sit en wag in 1844. So ja. Daar, ek sê nou nie daar's baie mense, ekskuus dat ek hier refereer, maar daar is 'n persoon wat na my toe gekom het wat gesê het, ek gaan my honde wegdoen, ek gaan my diere wegdoen, want dis die wegraping. En dan is die vrees, dis nou weer die ander kant van dit wat nou sleg is, of nou so wat jy nou praat. Ja, soos ek sê, ek het nou met iemand moes nou praat en sê, okay, hou nog jou troeteldier. Alright. Ja, nee. Maar Steven, ja, ons gaan definitief in gesprek bly oor hierdie onderwerp, juis net omdat dit so relevant is. Ons klim nie op hierdie bandwagon vir clicks en views nie. Jy het persoonlik baie mense na jou toe gehad wat na jou toe gekom het en gevra het Ja. vir antwoorde, vir duidelikheid, vir rigting, vir raad oor hierdie. En dis hoekom ons besluit het om hierdie aan te spreek. Ek in die sirkels waarin ek beweeg, saam verskriklik baie mense wat gesels oor hierdie. Hoor jy maar wat, hoe nou, en deur die humor kan mens nog steeds hoor daar's 'n tikkie van onsekerheid, daar's 'n tikkie van dat mense geskit was. En ek self, my geloof was nie noodwendig geskit geweest nie, maar ek self was geskok geweest oor die hoe wyd, soos ons voor die tyd gesê het, hoe wyd hierdie gesprekke geloop het, na selfs soos wat jy toe gesê het, na mense wat nooit van tevore daarvan gepraat het. So ons sal definitief 'n gesprek bly hieroor. Maar ek sien ook uit vir ons volgende episode wat ons nou 'n bietjie meer gaan gesels oor dan nou Charlie Kirk, en om nie fokus te verloor nie. Ja. Ja, ons sê vir die kykers ook baie dankie vir die kommentare, baie dankie vir julle inskakel, ons waardeer julle. En as daar vrae is wat julle graag wil hê ons moet 'n bietjie oor gesels, laat weet ons beantwoord en op die beste in ons vermoë. So nee, ons sien uit weer na die volgende episode, soos altyd van Sail, baie dankie vir jou tyd. Dit is altyd lekker om met jou te gesels. Ja, asai.